Kom ons bid saam, dan vra ons die Here se seën oor die erediens. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend weer bymekaar kan wees, Here. Dankie vir u seën in elkeen van ons lewens, Here, dat u dit in ons harte wakker gemaak het om hier te wees vanoggend. Here, elkeen van ons wat hier is hier met 'n rede. U het 'n afspraak met ons, Here. Here, seën vanoggend u woorde, dat dit werklik sal wortel skiet in ons harte, Here, want hierdie toets waarmee ons besig is so belangrike toets, Here. Al hierdie toetse wat ons in Jakobus kry, die geloofstoetse is belangrik, Here, maar hierdie ene is geweldig belangrik. En dit voel tog asof ons dit elke Sondag vir mekaar sê. Seën die eie woorde asseblief, Here. Here, seën my ook asseblief dat ek die woord reg sal gebruik, sodat u alleenlik verheerlik sal word. Amen. Ek gaan vir ons lees van vers 14 tot vers 26 vanoggend. En ek lees uit die woord van die lewende God. Wat baat dit, my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie? Die geloof kan hom tog nie verlos nie. As 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie. Wat help dit? So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade my geloof wys. Glo jy dat God een is? Goed so, ook die demone glo dit, en hulle bewe. Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? Is Abraham ons vader nie op grond van sy dade regverdig nie? Nie regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isak op die altaar geplaas het nie? Kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade, en dat vanuit die dade die geloof volkome geword het? En die skrif is vervul wat sê, Abraham het God geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus dat 'n mens op grond van dade regverdig verklaar word, en nie deur geloof alleen nie. Is Rahab die prostituut nie ook net so op grond van dade regverdig verklaar, toe sy die boodskappers gasvry ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want net soos die liggaam sonder asem dood is, so is die geloof sonder dade dood. Tot sover. Wat jy doen, wys wie jy werklik is. Het julle die week bietjie gaan dink aan hierdie stelling waaroor ons verlede week gesels het? Wat jy doen, wys wie jy werklik is. Nou die van julle wat nou al 'n rukkie lank getroud is, sou sekerlik al vir jou eggenoot gesê het, of jou eggenoot sou vir jou gesê het, wys my dat jy lief is vir my. Moet dit nie net vir my sê nie. Klink dit vir julle ou getroudes bekend? Ja, ons almal het dit al vir mekaar gesê, nê? Dit is nie net liefde in Christus waar jou dade jou liefde bewys nie. Dit is in enige verhouding die geval so. In elke verhouding waar jy is, gaan jou dade wys of jy werklik lief is vir daai persoon. 'n Huwelik, man en vrou verhouding, 'n verhouding ouers teenoor hulle kinders en kinders teenoor hulle ouers, jou vriendskapsverhoudinge, jou dade gaan ook daar wys of jy werklik lief is vir die mense. Selfs in jou werksverhoudings gaan jou dade wys of jy werklik lief is vir daai mense. En weet julle hoekom is dit so? Want geloof en liefde is neutraal. Dis 'n neutrale eienskap. Ons kan geloof en liefde in dieselfde kategorie plaas. Ons kan hulle saam in neutraliteit noem. Want ons is besig met geloofstoetse hier in Jakobus, en ons toets ons geloof in God die Vader en in Jesus Christus as Here en Redder. Wat dan outomaties beteken, ons is eintlik besig om ons liefde te toets. Ons liefde aan God en ons liefde aan God die Vader. Met ander woorde, geloof in Jesus word direk verteenwoordig in die liefde wat jy vir hom het. Of die liefde wat jy vir God het. Geloof en liefde is soos elektrisiteit. En elektrisiteit is neutraal. As ons vanoggend hier instap en ek sê vir julle, hier is krag, dan gaan julle my nie glo nie. Want julle kan nie die krag sien nie. Jy moet die lig gaan aansit. En sodra jy die lig aangesit het, dan glo jy my dat daar krag is. So elektrisiteit is neutraal, want jy kan dit nie sien nie. En geloof en liefde
is presies net so neutraal. Jy kan dit nie sien nie. Jy kan dit nie, as ek vir jou sê ek het jou lief, dan beteken dit eintlik niks nie. Hoe my dade vir jou wys, ek is lief vir jou. Dis die enigste manier wat jy my kan glo, is as ek met dade vir jou wys, dat ek werklik lief is vir jou. En geloof en liefde is dan presies dieselfde. Want as ek vir jou sê ek het geloof in God, maar ek wys dit nie, of as ek vir jou sê ek is lief vir God, maar ek wys dit nie, dan beteken my mondelingse belydenis niks nie. En dit is so in ons huwelike ook. En dit is so in enige verhouding wat jy het. As jy verklaar met jou mond jy is lief vir iemand, maar jy hanteer daai persoon sleg, dan beteken jou mondelingse verklaring niks nie. Want dit is met ons dade wat ons hierdie eienskap, hierdie liefde en hierdie geloof werklik wys. Met ander woorde, hoe gaan ons liefde aan God werklik wys? Dit is met ons dade, met ons lewenstyl. Die Bybel skryf ons voor dat ons lewenstyl moet verander. Ons bewys ons liefde in God die Vader en in Jesus Christus deur ons lewenstyl, 'n heilige lewenstyl. En ek dink, as ons eerlik is met mekaar, dan gaan ons almal hier kan sit vanoggend en erken dat alle aspekte van ons lewe en ons lewenstyl nie werklik ons liefde vir God wys nie. Daar's baie plekke in ons lewens waar ons God nie verheerlik nie. Maar God is 'n God van genade, en as jy jou tekortkominge voor God bely, dan sal hy jou vergewe. As jy tyd in die woord spandeer, en dit wat jy lees en leer in die woord toepas in jou lewe, dan sal die Heilige Gees jou lei in hierdie pad van heiligmaking. En stelselmatig sal al hierdie aspekte van jou lewe wat God nie verheerlik nie, dan verander. En dit is wat ons noem die heiligmakingsproses. En ons moet die Here prys ook daarin dat hy genade het in hierdie proses, dat hy ons vergewe vir ons swakhede. So ons loof en ons prys die Here daarvoor. En ons is nog steeds besig met hierdie gelooftoets, dooie geloof teenoor lewendige geloof. Of as ek dit dalk meer grafies kan stel, geloof in God wat nie red nie, en geloof in God wat wel red. Nou ons het verlede week die grondslag gelê vir hierdie toets. Ek dink ons het die beginsel redelik goed vasgelê, dat daar wel geloof is wat nie red nie, of soos Jakobus dit stel, daar is geloof in Jesus Christus wat dooie geloof is. Nou vanoggend gaan ons kyk na 3 karaktereienskappe van dooie geloof wat Jakobus vir ons gee. En die eerste karaktereienskap is leebelydenis, vers 14. Wat baat dit my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie, die geloof kan hom tog nie verlos nie. En die kern van hierdie toets is hier so in vers 14. As iemand sê dat hy geloof het. Hierdie is 'n mondelingse belydenis. Dit is ons almal wat sê ons glo in God. So Jakobus sê nie vir ons of hierdie persoon ware geloof het nie. Al wat hy sê is hierdie persoon bely met sy mond, hy of sy het geloof. Met ander woorde, hulle claim hulle is Christene. Hulle sê hulle is Christene. En die geloof waarvan hy praat is die geloof wat ons in die Bybel kry, die evangelie van Jesus Christus. Die feit dat God God is, dat Jesus die seun van God is, dat Jesus die Messias is, die redder van die wêreld, dat hy gekom het om ons te verlos van ons sondes deur sy kruisdood en opstanding. So dis die ortodokse geloof waarvan hy so praat. En dan sê hy dat hierdie persoon wat sê hy het geloof, dat daar geen geregverdigde dade in sy lewe is nie. Met ander woorde, sy lewenstyl lyk nog steeds presies dieselfde, van voor sy redding en na sy redding. En hy sê ook nie vir ons hier wat interessant is watter dade nie. Hy sê net daar's nie dade nie. Maar as ons na die konteks van hierdie brief kyk, en veral die eerste gedeelte wat ons reeds na gekyk het, dan kan ons met sekerheid sê, hy wys na die dade wat hy reeds vir ons bespreek het. En dit is volharding, hoofstuk 1 vers 3, reinheid, hoofstuk 1 vers 21, gehoorsaamheid aan die skrif, vers 22 en 23, empatie, vers 27, onpartydigheid, hoofstuk 2 vers 9, en dan ook al hierdie ander dade wat gaan kom in hierdie brief. En dit is hierdie tipe leefstyl of dade wat nie konstant teenwoordig is in hierdie persoon se lewe nie. En ons kan ons eie lewens gaan ondersoek daar. Is hierdie eienskappe konstant in jou lewe sigbaar? En onthou nou, hy praat hier van iemand wat met hulle monde bely hulle is gelowig.
as ek dit nou op 'n eenvoudige manier kan sê, is kerkgangers. Hy praat van ons kerkgangers, wat baie maklik is om te sê, ons is gelowig. Ons is Christene. Ons glo in God. So hierdie persoon sê, Here, Here, en hy sê dit met passie, maar sy lewe lyk soos die wêreld. Dis die persoon wat elke Sondag in die kerk sit. Dis die persoon wat deelneem in die aktiwiteite van die kerk. Dis die persoon wat finansiëel bydra vir die kerk. Maar sy daaglikse lewe lyk presies dieselfde soos sy ongelowige buurmansinne. Dis van hierdie persoon wat hy praat. Daar's geen heiligmaking nie. Daar's geen gehoorsaamheid aan die skrif nie. Daar's geen onderdanigheid nie. Dis manne wat nie onderdanig is aan Christus in die kerk nie. Dit is vroue wat nie onderdanig is aan hulle eie mans nie. Dis kinders wat nie onderdanig is aan hulle ouers nie. Maar hulle almal sê, Here, Here. Hulle almal sê hulle is gelowiges. Daar was geen noemenswaardige verandering in hierdie mense se lewens nie. Met ander woorde, hulle mondelingse belydenis is leeg. Dit beteken eintlik niks nie. Hy eindig hierdie vers met 'n vraag. En as ons die vraagteken wegvat, dan is dit eintlik 'n stelling. Hy sê, die geloof kan hom tog nie verlos nie. En die Nuwe Lewende Vertaling het hom vertaal sonder die vraagteken met 'n stelling en daar staan, so 'n geloof kan jou nie verlos nie. Met ander woorde, die Bybel sê, as jy geloof in God het, wat nie jou lewe verander nie, dan is jy nie gered nie. Dit is wat die Bybel vir ons sê. As jy sê jy het geloof in Jesus Christus, maar jou lewe wys dit nie, dan is jou geloof nie eg nie. Jou mondelingse belydenis beteken niks nie. En daai geloof wat jy het, kan jou nie red nie. As jy sê jy het tot bekering gekom, maar jou lewenstyl verander nie, dan het jy 10 nie tot bekering gekom nie. Die Gees van God sal nooit 'n sondaar binne in 'n sondaar kom bly en hom net so los nie. Dis onmoontlik. Geen mens kom werklik tot bekering en sy lewe bly presies dieselfde nie. Ons sien dit nêrens in die Bybel nie. Die verandering is dalk nie altyd drasties nie. Party mense is daar drastiese veranderinge en ander mense is daar klein veranderinge oor 'n lang tyd. Dit verskil van persoon tot persoon. Maar die trant van 'n wedergebore Christen se lewe is altyd verandering, altyd heiligmaking. En 2 Korintiërs 5 vers 17 sê dat as iemand in Christus is hy of sy 'n nuwe skepsel. Met ander woorde, jy's 'n nuwe mens. As jy vanaand tot bekering kom en jy staan môreoggend op, dan is jy 'n nuwe skepsel. Dis onmoontlik dat jy dieselfde kan wees as wat jy voorheen was. So dit maak vir ons sin dat daar verandering moet wees. Dit maak vir ons sin dat daar verandering in ons verhoudings moet wees. Dit maak vir ons sin dat daar 'n ander manier moet wees wat jy nou moet praat. Dit maak net vir ons sin, want jy's 'n nuwe skepsel. En die mense naaste aan jou behoort dadelik agter te kom, daar's 'n verandering. Dadelik. So vra hulle 'n bietjie. Vra jou man of jou vrou, as jy nou onlangs tot bekering gekom het, vra jou man of jou vrou, of daar 'n verandering in jou lewe is. Vra jou kinders, vra jou ma, vra jou pa, vra die mense by jou werk. En nou wil ek 'n klip in die bos gooi. As jy nie die vrymoedigheid het om te vra nie, dan weet jy het nog nie verander nie. As jy nie die vrymoedigheid het om te vra nie. So die eerste karaktereienskap van dooie geloof is 'n leë belydenis. Die tweede karaktereienskap is valse empatie of simpatie. Vers 15, 16 en 17. As 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie. Dood. Hier sit jy met mense wat met hulle monde bely hulle is Christene. Hulle is in die kerk, hulle neem deel aan alles in die kerk. En dan loop hulle broer of 'n suster in die gemeente raak wat swaar kry. Ekonomies swaar kry. Met ander, hierdie is mense wat die basiese behoeftes nie aan voldoen is nie. Hulle het nie kos of klere nie. Hulle sukkel.
Hulle kort iets wat ek en jy dalk sien as vanselfsprekend, want ons het nog nooit 'n maaltyd geskiep nie, so ons dink nie eens daaraan nie. Maar hierdie mense het letterlik net nie die geld om dit te koop nie. En jy help hulle nie. En hoor, ek sê iemand in die kerk. Jakobus sê 'n broer en 'n suster. Met ander woorde, hy verwys hier na die gemeenskap van heiliges. Dis ons hierso. Ons hoor van iemand wat regtig swaar kry. Hulle gaan deur 'n moeilike tyd. Iemand het dalk 'n werk verloor of iets in daai lyn. En ons help nie die persoon nie. En hoor wat skryf Jakobus. Wat sê hierdie gelowige in aanhalingstekens, en hy sê: "Gaan in vrede, word warm en word versadig." Hy sê dit in die teenwoordige tyd, in die present tense. Word warm en word versadig. Dis asof die persoon wat dit sê aanneem, maar hierdie persoon wat sukkel gaan huis toe en hy gaan warm kry en hy gaan versadig word. Dit gaan sommer van self gebeur. Hy neem net aan ietsie gaan gebeur. Daar's 'n mate van arrogansie waarmee Jakobus dit hier skryf. Dis asof die persoon wat dit sê afkyk op die persoon wat sukkel. Hy kyk neer op hom, want jy sukkel, maar ek sukkel nie. En dis 'n broer of 'n suster in Christus. Dan sê hy verder: "Maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie." Wat help dit? Wat help dit jy het geloof? Wat help dit jy sê jy's 'n Christen? Wat help dit jy noem daai persoon 'n broer of 'n suster in Christus? Wat dit wys is, jou hart is leeg. Jou hart is hard. Vers 17 sê vir ons eintlik, wat is jou geloof? So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. Maar die Nuwe Lewende Vertalers het dit mooi vertaal hierdie vers, baie duidelik. Om net te sê jy glo, is nie genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie, is eintlik glad nie geloof nie. Sulke geloof is dood en help niks. Jou geloof wat jy claim met jou mond, help niks, as jy nie dit in jou hart het, om iemand te help wat swaar kry nie. Jy het geloof in Jesus Christus wat dood is. Jou geloof is nie eg nie. Nou sommer vroeg in die geboorte van die eerste kerk, sien ons in Handelinge 4, wat het die effek van wedergeboorte op gelowiges harte gehad? En ek gaan vir ons lees van vers 32 tot 36. Die menigte wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en niemand het na enige van sy besittings as sy eie verwys nie, maar hulle het alles gemeenskaplik besit. Die apostels het ook kragtig getuig oor die opstanding van die Here Jesus, en groot genade het oor hulle almal gekom. Daar was inderdaad niemand onder hulle wat gebrek gely het nie, aangesien almal wat grond of huise besit het, dit verkoop het en die opbrengs van die verkope gebring, aan die voete van die apostels neergelê het, en aan elkeen is dan uitgedeel in ooreenstemming met wat hy nodig gehad het. Nou die konteks van hierdie verse is nie dat almal het alles verkoop en het in 'n kitty gegooi en nou het ons almal saam uit die kitty uitgelewe nie. Dis nie wat die konteks ons leer nie. Gelowiges het hulle ekstra goed verkoop. Hulle ekstra grond en hulle ekstra toerusting, al die goederes wat rondgestaan het, wat hulle nie gebruik nie, het hulle verkoop en die geld gegee vir die kerk om die arme mense te help. En dan sê dit vers 35, in ooreenstemming met wat hy nodig gehad het. Met ander woorde, daar is voorsien aan basiese behoeftes. Kos en klere. Daar's nie vir mense luxuries voorsien nie. Kos en klere. Dit leer ons nie dat, soos wat die kommuniste sê, verkoop alles en deel dit eweredig tussen al die mense nie. Dis nie wat hierdie gedeelte sê nie. Wat hierdie gedeeltes vir ons leer is, gelowiges het in hulle oorvloed gehelp. Uit hulle oorvloed uit het hulle gehelp. Dit is wat hierdie gedeelte vir ons leer. Nou ek is seker daar's van julle wat nou daar sit en sê, maar daar's mense wat misbruik gaan maak van my liefde en my vrygewigheid. Of jy dink dalk, daar het al iemand misbruik gemaak van my liefde en vrygewigheid. En weet julle wat? Dit gaan gebeur. Daar gaan mense wees wat misbruik maak van jou liefde en van jou vrygewigheid. Maar dis nog 'n rede dat ons moet seker maak, gelowiges in ons gemeente, of die mense in ons gemeente is werklik gelowig. Ons moet seker wees, ons neem broers en susters op wat werklik wedergebore Christene is. Ons moet mekaar ken. Ons moet mekaar se lewens ken. Ons moet intiem deel wees van mekaar se lewens, sodat ek kan sien as jy sukkel.
of as daar iets fout is. Of sodat jy kan sien as daar iets fout is by my. Dit is die doel van kerk. Dit was Christus se doel van die begin af gewees. Ons moet na mekaar omsien, geestelik en fisies. Ons as gemeente moet 'n verhouding met mekaar hê waar ons na mekaar toe kan kom en sê, daar's fout. Ek het hulp nodig. Sonder om te dink iemand gaan jou sleg behandel of jou oordeel of beskinder of daai tipe van ding. Dis die verhouding wat daar tussen ons behoort te wees. As jy bely jy is 'n gelowige, maar jy het nie die hart om iemand in nood te help nie, dan is jou geloof dood. Nou net om hierdie punt van help bietjie na die volgende vlak toe te vat. Dink bietjie aan 'n gesprek wat Jesus gehad het met 'n slim man en hierdie ou vra vir Jesus, wat is die grootste gebod? En Jesus sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, jy met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. En hierdie wetsgeleerde, baie vermakerig vra toe vir Jesus, maar wie is my naaste? En Jesus vertel die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. En wat leer hy ons in daai gelykenis? Jy moet nie net jou broer en suster help nie. Enige mens wat oor jou pad kom, wat in nood is, moet jy help. As jy die vermoë het om iemand te help, moet jy hom help. Of daai persoon 'n Christen is of nie. Daar's nie 'n voorvereiste nie. Dit is die voorskrif van die Bybel. En dit toets ons geloof nog bietjie meer, nê? Want nou moet ons regtig wys, ons het werklik geloof. As jy nie liefde in jou hart het, om 'n broer of suster in Christus te help nie, dan is jou geloof dood. Die derde eienskap van dooie geloof sien ons in vers 18 tot 20. En dit is 'n oppervlakkige geloof. En hierdie is die eienskap van ons tyd, in ons generasie. Maar as iemand sê, jy het geloof en ek het dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade my geloof wys. Glo jy dat God een is? Goed so. Ook die demone glo dit, en hulle bewe. Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? Hierdie is oppervlakkige geloof. Hierdie is iemand wat net genoeg kennis van God het, om te dink, hy's 'n kind van God. Maar te min kennis van God het, om homself te onderwerp aan God. En is 'n gevaarlike plek om te wees. Hierdie is mense wat net genoeg weet, om hulle self gelowiges te noem. Hulle weet net genoeg. Maar hulle het geen kennis van die woord van God nie. En daar's baie sulke mense. Ons lewe in 'n tyd van oppervlakkige gelowiges. Nou Jakobus skryf hierdie paar verse in 'n dialoogvorm. Dis asof hy met iemand praat. Hy vra 'n vraag en dan antwoord hy die vraag sommer namens die persoon. Die indruk wat hy skep is dat daar iemand in sy gemeente was wat hierdie gesprek met hom gehad het. Want hy sê, maar as iemand sê, met ander woorde, daar's iemand wat dit gesê het. Dit klink asof hy sin speel dat hierdie gesprek het werklik plaasgevind. Jy het geloof en ek het dade. Wys dan vir my jou geloof sonder dade en ek sal jou uit my dade my geloof wys. So wat hy vir die persoon sê is, wys vir my jy het geloof. Jy doen niks nie, wys vir my jy het geloof sonder jou dade. Dis onmoontlik. Dis om te sê iets krag, wys dit vir my. Ek kan nie 'n lig aan sit nie. Daar's nie 'n gloeilamp nie, ek kan nie vir jou wys of jy krag is nie. Dis presies dieselfde. Dis wat hy vir die persoon hier sê. En dan sê hy vir jou, ek sal vir jou my geloof wys uit my dade uit. Kyk na my lewenstyl. As ek dit kan paraphrase wat Jakobus hier sê is, ek kyk na jou lewenstyl en jy kan nie vir my jou geloof bewys nie. Kyk jy na my lewenstyl en sê jy vir my of ek geloof het. Dis wat hy hier sê. Kyk na die trant van my lewe. Is daar verandering? Is daar liefde? Is daar empatie? Is daar opoffering? Met ander woorde, Jakobus hoef nie vir die persoon te sê hy's 'n gelowige nie. Hy hoef nie vir die persoon te sê ek is 'n Christen nie. Wat hy vir die persoon sê is, kyk na my lewe en besluit jy of ek 'n Christen is. En dit moet my en jou houding ook wees. Ek en jy moet nie vir mense sê ons is gelowiges nie. Ons moet nie rondloop om elke hoek en draai as iemand raakloop en sê hallo, ek's 'n Christen nie. Lewe so
dat mense weet jy's 'n Christen. Praat so, reageer so, dat mense nie anderste kan as om te weet, hier's 'n gelowige nie. Hierdie persoon was by Christus, soos wat hulle van die disippels gepraat het in die evangelies nie. Dit is hoe ons moet lewe. As ons anderste dink, as ons anderste praat, as ons anderste reageer, as ons anderste lief het as die wêreld, dan gaan die wêreld weet, ons is anderste. Hulle gaan nie wonder nie. Wat dink mense van jou, as jy wegloop van laaf? Wat dink hulle? Wat dink hulle van die manier wat jy praat? Wat dink hulle van die manier wat jy van ander mense praat? Dink bietjie aan die beeld wat jy uitdra. Veral nog as jy sê, ek is 'n lidmaat by die Vredendal Baptiste Kerk. Jou lewenstyl, wat 'n prentjie skep dit van hierdie gemeenskap van heiliges? Dis die vraag wat ons vir onsself moet vra. En ook nie net by vreemdelinge nie. Ek praat nie nou net van die niggie by die Checkers of die ou wat jou petrol ingooi nie. Jou familie, jou vriende. Wat sê hulle van die feit dat jy sê jy gaan na die Vredendal Baptiste Kerk toe? Wat sê hulle van die kerk? Sê hulle dis 'n kerk waar heiligheid geleer word. Dis 'n kerk waar God is. Of sê hulle jy's maar net so skynheilig soos al die ander mense. Dis die toets hierso. Oppervlakkige geloof. Dan gaan Jakobus verder. Glo jy dat God een is? Goed so. Nou hierdie vraag is vreemd geskryf want hulle het dit direk vertaal uit die Grieks uit. Maar wat Jakobus eintlik vra is, glo jy dat daar een God is? Die God van die Bybel. Glo jy dat daar een God is? En hy is sarkasties. Want dan sê hy, goed so. Well done. Jy glo dit. Great. Ook die demone glo dit. En hulle bewe. Nou hier sit ons met die kern van die probleem in die Christenkerk vandag, in die tye waarin ons leef. Dooie geloof is intellektuele kennis, oppervlakkige kennis. Mense het kennis, het net genoeg kennis om te dink hulle is gelowiges. Hulle weet net genoeg van God af om die regte dinge te sê. Dit wat hulle sê het net so 'n Christus flavour aan, en ek meen almal van julle is op social media. Jy luister na 'n videoetjie van 'n ou wat 'n motiveringspraatjie gee en hy sneek net Jesus se naam daar en dan sê jy, lieflik, hier's 'n Christen, kom ons volg hom. En die meantime praat die ou snert. En jy kom dit nie agter nie. Dis hierdie oppervlakkige geloof. Die slim mense praat van dis eintlik twee dele. Dis die oppervlakkige geloof en by die demone byvoorbeeld. Het julle geweet dat die demone glo ook? Die demone het ortodokse geloof. Die demone glo God bestaan. Hulle ken vir God. Die demone glo ook Jesus bestaan. Die demone glo Jesus is die seun van God. Die demone glo Jesus is doodgemaak aan die kruis. Die demone glo Jesus het opgestaan uit die dood uit. Maar weet julle wat? Die demone haat dit ook. Hulle glo dit, hulle het ortodokse geloof soos ek en jy. Hulle glo die goeters, maar daar's geen liefde betrokke nie. En dis hoekom Jakobus sê, great, well done. Die demone glo dit ook. So wat beteken dit? Daar's geen liefde by die demone nie. Die demone haat vir Christus. Die demone haat 'n Bybelse kerk. Dit is hoekom wanneer kerke skeer, dit altyd van die binnekant af kom. Altyd. Kerke skeer nie as gevolg van goed van buitekant af nie. Mense kom in die kerk in en mense bring tweespalt. Mense wat se harte nie suiwer is nie. Dis wat Satan se plan is. In Matteus 8 lees ons van Jesus wat twee mense wat deur demone beset is vrymaak, en hoor wat sê die demone in vers 29. Los ons uit, seun van God. Het u voortydig hierheen gekom om ons te pynig? Hulle weet presies wie Jesus is. Seun van God. Hulle weet ook presies waartoe hulle gaan. Julle sal dit nie glo nie, maar demone kan ook lees. Hulle lees ook die Bybel. Hulle sien ook in Openbaring wat gebeur daar. Onthou, hulle weet presies wat gaan gebeur met hulle. Dis nie 'n geheim nie, net soos wat dit ook nie vir ons 'n geheim is nie. Hier sê die demone, het u voortydig hierheen gekom om ons te pynig. Hulle weet waartoe hulle gaan.
In Handelinge 19 vers 5 sê 'n demoon, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Hulle weet presies wie Jesus is. Hulle het presies geweet wie Paulus was. En weet julle wat? Hulle weet presies wie is die ware gelowiges onder ons ook. Hulle weet dit. Glo jy dat God een is? Goed so. Ook die demone glo dit en hulle bewe. Hierdie mense met oppervlakkige geloof weet so min van God af. Hulle bewe nie eers nie. Daar's geen vrees vir God nie. En ons hoor dit. Ons hoor hoe praat mense in kerke van God. Hulle praat van die ou man daarbo. Of hulle praat van God het vir my deurgekom. Of hulle praat van God asof God 'n genie in 'n bottel is. Jy moet hom net reg vryf en dan kry jy al daai seëninge. Hulle het geen idee wie's God nie. Hulle weet so min van God. Hulle vrees nie eens vir God nie. En weet julle wat sê Jakobus hier vir ons? Die demoniese geloof is beter as daai mense se geloof. Want ten minste vrees hulle vir God. En dis 'n skerry gedagte. Want weet julle wat? Ons kerke is vol van hierdie mense wat oppervlakkige geloof het. Mense met dooie geloof en oppervlakkige geloof is nie gebodder om week in en week uit in kerke te sit wat motiveringspraatjies gee nie. Dit pla hulle nie. Hulle love it. Dis vir hulle lekker. Want hierdie kerk, hierdie motiveringsboodskappe gaan meeste van die tyd oor hulle. En wat kan God vir hulle doen? Oppervlakkige gelowiges luister na oppervlakkige boodskappe. Altyd. Vers 20 gaan dan verder en sê, wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? Nou Jakobus eindig hierdie 3 eienskappe van dooie geloof met 'n vraag, wat ook weer eintlik 'n stelling kan wees. Geloof sonder dade is nutteloos. Dit is soos 'n vrugteboom wat nie vrugte dra nie. Die boom beteken vir jou niks. Hy gee nie eens vir jou ordentlike skade weer nie. Dit is wat hy hier vir ons sê. In Lukas 6 vers 46 sê Jesus, waarom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. As jy sê Here, Here, maar jy is nie gehoorsaam aan die woord van God nie, dan is jou geloof dood. Dan is jou geloof nutteloos. En op hierdie nuttelose geloofpunt, is baie van julle wat in die laaste paar weke aansoekvorms gebring het om lidmate van ons gemeente te word, wat oppervlakkige geloof gehad het. En julle het een keer die waarheid gehoor en die Heilige Gees het dit in jou hart wakker gemaak. Net een keer, is al wat nodig is, jy moet net een keer die waarheid hoor. En dit is die verandering wat die Heilige Gees doen aan 'n werklike wedergebore Christen. Die Heilige Gees sal jou nie losdaan nie. Dit vat dalk partykeer lank. Daar is werklike wedergebore Christene in elke kerk op hierdie aarde. Maar hulle is babas van hulle geloof, tot hulle een keer die waarheid hoor. En dan is dit asof die Heilige Gees dit laat oorborrel in hulle harte. En dan begin hulle soek na die waarheid. En dis wat gebeur. En ons eer die Here daarvoor. Ons loof en ons prys hom vir die werk wat hy in elkeen van ons harte gedoen het. Maar ook vir julle gehoorsaamheid. Nou daar's baie mense wat sê dat hierdie brief van Jakobus is in teenstrydigheid met wat Paulus geskryf het. Want Paulus het oor en oor geskryf in al sy briewe dat geloof genade is, laat dit 'n geskenk is. In Romeine, Efesiërs, Galasiërs, byna elke brief wat hy geskryf het, beklemtoon hy, ons word nie gered deur ons dade nie. En hier klink dit asof Jakobus vir ons sê, ons moet dade doen om gered te word. Maar dit is nie wat hy sê nie. Julle weet dat Martin Luther het so ver gegaan as om te sê, hierdie brief van Jakobus is geïnspireer deur die Heilige Gees, maar dit hoort nie in die Bybel nie. Want dit is teen wat Paulus geskryf het. Maar Martin Luther het hierdie brief verkeerd geïnterpreteer, hy het hom verkeerd gelees. Want wat Jakobus sê is, Paulus sê, uit genade is jy gered. Jakobus sê, my dade sal vir jou wys ek is gered. So hulle sê presies dieselfde ding. Hulle oortuiging is presies dieselfde. Daar's niks teenstrydigheid met hulle nie.
Paulus fokus net nie op die dade nie, hy fokus op die redding wat genade is. En Jakobus sê, maar wys vir my, jy's gered. Moenie net vir my vertel nie. So daar's geen teenstrydigheid nie. Jou dade wys vir jouself hoe eg jou geloof is. En vir ons. Dooie geloof bestaan uit leebelydenisse, gebrek aan empatie vir broers en susters in nood en dan oppervlakkige geloof. Gaan toets jou eie geloof hierdie week aan hierdie 3 eienskappe. Baie van julle wat hier sit, en ek ook, hier's van hierdie dinge in ons geloof. En onthou, hierdie is die trant van jou lewe. Moet nie nou, as jy hier sit en jy dink, o genade, ek het nog oppervlakkige geloof, dink, jy's nie gered nie. Wat is die trant van jou lewe? Ek wil amper vir julle sê, iemand wat nie werklik wedergebore is nie, gaan moeilik hier sit, week in en week uit. Daar's 2 dinge wat gebeur met 'n mens se hart, onder die lering van die waarheid. Dit is soos 'n aartappel en 'n eier. Dit is dieselfde kookwater, wat die een warm, as hy sag maak en hard maak. Dis wat gebeur met mense se harte, wanneer jy onder die waarheid sit. Of dit maak jou hart hard, of dit maak jou hart sag. Ondersoek jou lewe uit die oogpunt uit van, ek wil met my dade wys, ek is gered. Moenie met die oogpunt uitgaan om te sê, maar ek wil vir julle wys ek is gered nie, want dan gaan jy dade doen. Laat die Heilige Gees jou lei, bid oor hierdie saak, lees hierdie skrifgedeeltes oor en oor en oor, en vra werklik vir die Heilige Gees om jou leiding te gee, want dit is baie maklik vir ons almal om hier in 'n skynheilige slaghuister te trap. Dit is baie maklik. Dit is baie maklik om te sê, ek moet nou goeders doen, want ek moet aan julle bewys. Jy moet niks doen nie. Jy moet gehoorsaam wees. Die Heilige Gees sal jou lei in die res. En dit is ongelukkig die probleem, wanneer ons na skrifgedeeltes soos hierdie kyk. Mense trap in die slaghuister van skynheiligheid. Hulle wil hiernatoe kom en hulle wil goeders doen, om mense te impress. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor om God te verheerlik. Wys jou lewe, jou lewenstyl, die trant van jou lewe. Wys dit gehoorsaamheid aan God. Dis die maatstaf. Gaan toets dit. Ons dank die Here elke week dat ons hierdie toetse kan doen. Ek dink toe ons begin het met hierdie reeks, het ek vir julle gesê dit gaan heel moontlik taaf wees. En ek dink dit is taaf. Dit is taaf om hier te sit nou vir die laaste paar weke en te hoor, maar hier's krake in my geloof. Want dan in almal van ons se geloofsmondering is daar krake. Sien dit as genade. Sien dit as genade dat God dit vir jou uitwys. En bid daaroor. Bid daaroor, bid daaroor, bid daaroor. Dis al hoe ons hierdie dinge, dis moeilik om te sê om hierdie goeders reg te doen, want dan klink dit asof ons goeders moet doen. Maar dis moeilik om hierdie krake in jou geloofsmondering regtig solid te kry onder die autoriteit van die skrif. Jy kan dit nie doen sonder gebed nie. Lees hierdie brief Jakobus oor en oor en oor, bid dit. Deurbid hierdie brief. Want dan sal die Heilige Gees jou lei in die geregverdigde werke vir jou lewe. Want onthou ons, dit lyk anderste. Almal van ons in 'n lyk anderste. Ek dank die Here dat julle week in en week uit hier sit om na hierdie geloofstoetse te luister. Volgende week gaan ons kyk na die ander helfte van hierdie toets. En dit is, hoe lyk die eienskappe van lewendige geloof? Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie Here, ons kan nie ophou dankie sê vir u genade in ons lewe nie, Here. Eerstens dat u ons gespaar het tot die dag wat u ons harte verander het, Here. Here, dat u in die goedheid genade aan ons getoon het deur aan ons die geskenk van geloof te gee. Dankie Here. Here, dankie dat u ons almal hier by mekaar voeg uit verskillende plekke van die samelewing, Here, verskillende dorpe, verskillende werksplekke, Here, en u is besig om hier 'n liggaam in Christus saam te voeg, Here. Ons eer u daarvoor. Here, gaan saam met elkeen van ons wat hier is vanoggend, Here, dat ons werklik ons eie harte sal ondersoek.
Here, man, is so belangrik. Dit is so maklik om dooie geloof te hê. Dit is so maklik om mislei te wees, om te dink, ek is 'n gelowige, maar eintlik het ek dooie geloof, Here. Here, dit is so maklik om te verval in oppervlakkige geloof, Here. Veral met die dinge waaraan ons blootgestel word, social media, wat al hierdie feel-good boodskappe uitstuur. En ons luister daarna, en ons aanvaar dit as die waarheid, Here, en dit is net 'n byvoegsel tot hierdie oppervlakkige geloof van ons. Here, gee vir ons 'n begeerte, elkeen van ons, Here, gee vir ons 'n begeerte vir u woord. Gee vir ons 'n liefde vir u woord, Here, dat ons die woord sal bestudeer. Here, hier waar ons besig is om deur die Bybel te lees in die Ou Testament en die Nuwe Testament, Here. Gee vir ons die vasbyt om werklik elke dag te lees en die woord te bestudeer, Here. Want ons weet, dis 'n belofte van u af, as ons tyd in die woord spandeer, dan sal u ons lei in hierdie pad van heiligmaking. U Gees sal ons nooit los nie, Here. Here, dankie vir elke persoon wat u na hierdie gemeente toe stuur. Dankie vir elkeen wat hier is vanoggend, Here. Dankie vir die liefde wat u besig is om saam te vorm. Here, gaan met elkeen van ons dat ons liefde vir mekaar sal groei. Dat ons werklik vir mekaar sal omgee, Here. Here, gebruik ons gemeente as 'n lig op die donker heuwel, Here, dat die omgewing, dat hierdie Vredendal omgewing na hierdie gemeente kan kyk en sê, God is daar. Dankie dat u ons waardig genoeg ag, Here, dat ons kan sê ons is kinders van God. Here, ons vra u al hierdie dinge in die wonderlike Seun Jesus Christus se naam. Amen.